Dit is die eerste Vrydag na Goeie Vrydag vandag. Net 'n week gelede het ons weer stilgestaan by die kruis, die lyding, die spykers, die donkerte en die verlatenheid. Maar toe het Paas Sondag gekom met die leë graf, die oorwinning en die lewe en nou staan ons hier en ons kyk na die kruis en die opstanding, die pyn en die hoop en dit wat gebreek het en dit wat nuut gemaak is. En dit is waar Lukas 24 ter sprake kom. Die Emmausgangers loop met sware harte vanaf Jerusalem af weg na Jesus se kruisiging. Jesus is dood, hulle verwagtinge lê aan skerwe. Selfs toe die opstandingsnuus begin deurbreek, sien hulle nog nie heeltemal helder nie. En Jesus stap langs hulle, hy praat met hulle, hy luister na hulle, en tog herken hulle hom nie. Eers later by die tafel, in die breek van die brood gaan hulle oë oop, en dan herken hulle hom. Is dit nie dikwels ook so ons storie nie? Christus is nader as wat ons dink, maar ons oë is dikwels vol trane, ons harte vol teleurstelling en ons gedagtes vol bekommernis en geraas. Ons soek hom soms net in die buitengewone, terwyl hy juis in die gewone naby kom, in die woord wat oopgaan, in die brood wat breek, in 'n gesprek wat hoop bring, in 'n hand wat dra, in 'n medegelowige wat saam met jou en my stap. Die opgestane Christus is nie net 'n waarheid om te bely nie, hy is 'n Here om raak te sien. En daarom is alles in Christus nie net 'n mooi stelling nie, maar dit is ons werklikheid. Ons leef nie bloot vir Christus nie, ons leef in Christus. En daarom is hy teenwoordig in die paaie wat ek en jy stap. Paus Franciscus stel dit so treffend. He is beside each of us, even if we do not see him with our eyes. He is there. En daarom is die vraag vandag nie net, waar is Christus nie? Die vraag is, waarvoor het my oë oopgegaan? Het ek hom vandag herken? Ons sien Christus raak in my en jou eie lewe, waar hy jou dra, lei, troos en soms ook reg help. Ons sien hom in ander mense, waar liefde, genade, geduld en diens sigbaar word. En ons sien hom in sy kerk, waar die woord oopgaan, geloof gedeel word en sy teenwoordigheid ons saambind. Mag die Here ons oë oopmaak om hom raak te sien. Nie net in groot oomblikke nie, maar ook in die heilige gewoonheid van elke dag. Here en ons Heiland, dankie dat U vandag naby is. Al sien ons U nie altyd dadelik raak nie, maak ons oë oop vir U teenwoordigheid in ons lewens, in ander mense, in U kerk. En Here, gee dat ons U sal erken, U sal volg en U sal leef. Ons bid dit in Jesus ons Here se naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wil jou aanmoedig. Sien die Here raak, deel hierdie boodskap en help ander om die Here te sien. Tot volgende keer. Totsiens.